Hallo almal en welkom. Het jy al ooit gewonder hoe dokters met die miljoene pasiënte wat hulle sien, eintlik beter word in wat hulle doen? Wel, vandag gaan ons een van hul geheime wapens onthul, mediese registers. Dis 'n ongelooflike kragtige, maar dikwels onsigbare mag en moderne gesondheidsorg. So dink gou hieroor na. Met miljoene unieke operasies elke liewe jaar, hoe kan die mediese gemeenskap uit elke enkele geval leer om sorg vir almal van ons te verbeter? Dis 'n reuse uitdaging, want jy weet, anders as in 'n laboratorium, is elke operasie nie 'n netjiese beheerde eksperiment nie. Dis die regte wêreld. Goed, hier is ons plan vir vandag. Ons gaan eers kyk na wat hierdie rapportkaarte nou eintlik is, hoe hulle aan mekaar gesit word en hoe hulle verskil van daai kliniese proewe waarvan ons altyd hoor. Dan, die goeie deel, 'n werklike voorbeeld van hoe die data letterlik lewens red. Ons sal ook die deursigtigheidsdebat aanraak en 'n vinnige blik op die toekoms werp. Kom ons spring in. Ons begin met 'n ou waarheid, een wat in enige veld geld wat wil verbeter. Jy kan nie verbeter wat jy nie meet nie. En in chirurgie, wel, daar is dit absoluut krities. En dis presies waar mediese registers die prentjie inkom. So, wat presies is 'n register? Die maklikste manier om daaraan te dink is soos 'n massiewe, gedeelde en superveilige digitale notaboek vir dokters reg oor die land of selfs die wêreld. Elke keer as 'n spesifieke prosedure gedoen word, word die sleutelbesonderhede van die pasiënt se toestand tot die finale uitkoms op presies dieselfde manier aangeteken. En die resultaat? 'n reuse pool van regte wêrelddata. Maar, soos jy kan dink, kan jy nie sommer net enige data in 'n notaboek gooi en hoop vir die beste nie. Om hierdie perfekte notaboek te bou, een wat ons regtig kan vertrou, moet dit aan 'n paar baie streng reëls voldoen. Kom ons kyk gou hoe dit gebou word. Om seker te maak die data is bruikbaar, volg kinders 'n paar sleutelbeginsels. Eerstens, die data moet saamgevoeg kan word. Dit beteken inligting van hospitaal A moet sin maak langs die inligting van hospitaal B. Dan moet dit gestandaardiseerd wees. Almal moet appels met appels vergelyk, nie waar nie? Daar moet ook streng reëls wees oor hoe die data ingesamel word om foute te voorkom. En, baie belangrik, die stelsel moet pasiënte oor tyd kan dophou, want ons wil die langtermynuitkomste weet, nie net wat direk na die operasie gebeur het nie. Nou as daar een ding is wat jy van hierdie skyfie moet onthou, is dit die twee pilare van datakwaliteit. Volledigheid beteken jy kan nie net die suksesverhale kies nie. Jy moet elke relevante geval insluit, die goeie, die slegte en die lelike. Anders is jou data heeltemal skeef getrek. En akkuraatheid, wel, dis eenvoudig, die data moet die waarheid wees. Sonder hierdie twee is die hele register basies waardeloos. Dit bring ons by 'n baie belangrike onderskeid. Ons hoor altyd van gerandomiseerde beheerde proewe as die absolute goue standaard in mediese navorsing. So, waar pas registers dan in? Is hulle nie so goed nie? Hierdie tabel wys die kompromie eintlik perfek. Aan die een kant het ons gerandomiseerde beheerde proewe, of GBP's. Hulle is ontwerp om enige vooroordeel uit te skakel. Amper soos 'n perfekte laboratorium-eksperiment. Maar die nadeel, hulle is ongelooflik duur. En die streng kriteria beteken die resultate is dalk nie van toepassing op die gemiddelde pasiënt in die regte lewe nie. Registers, aan die ander kant, is 'n spieël van daardie regte wêreld. Alhoewel daar 'n groter kans vir vooroordeel is al bevindinge baie meer veralgemeenbaar na die gewone bevolking. So die groot wegneempunt is dit. Hulle is nie mededingers nie, maar vennote. GBP's is perfek om te vra, kan hierdie behandeling werk onder ideale omstandighede? Terwyl registers die vraag vra, hoe werk hierdie behandeling in die regte wêreld vir allerlei mense soos ek en jy? Goed, genoeg van die teorie. Kom ons kyk nou na 'n regte storie waar hierdie data lewens gered het. Die gevalle studie van die Vascular Quality Initiative, of sommer net die VQI, is 'n perfekte voorbeeld van data in aksie. Toe die WGI data oor 'n spesifieke beenomleidingsoperasie begin insamel het, het hulle op iets heeltemal skokkend afgekom. Vir presies dieselfde prosedure was die infeksiekoers by sommige hospitale 0%, maar by ander 'n verstommende 30%. 30%! Dit is 'n reuse, onaanvaarbare verskil. Iets was duidelik nie reg nie. So, die dataspeerders het dieper begin grawe. Hulle het gekyk na watter faktore met hierdie infeksies verband hou en 'n paar dinge het uitgestaan. Lang operasietye, bloedoortappings en
Hier's die deurslaggewende leidraad, die tipe velvoorbereiding wat gebruik is. Dit het gebleik dat die gebruik van 'n middel genaamd chlorhexidine die risiko byna gehalveer het. Wow. En hier's waar die touwerkuns gebeur. Die VKI het nie net hierdie data in 'n joernaal gepubliseer en dit daar gelos nie. Nee, hulle het vir elke hospitaal 'n persoonlike verslag gestuur wat basies sê: "Hier is jou infeksiekoers vergelyke by die nasionale gemiddelde en terloops, ons sien julle gebruik nie altyd die beste velvoorbereiding nie." Direkte, bruikbare terugvoer. En wat het gebeur? Hospitale het geluister. Hierdie grafiek wys 'n duidelike, onmiskenbare sprong in die gebruik van chlorhexidine net nadat daardie verslag uitgestuur is. Hulle het op praktyk direk verander, alles op grond van die data wat hulle ontvang het. En hier is die uiteindelike bewys, die groot aha-oomblik. Die statistieke het dit met wiskundige sekerheid gewys. Die hospitale wat die grootste verandering gemaak het, het ook die grootste afname in infeksies gesien. Dis die kringloop in aksie. Data lei tot insig. Insig lei tot verandering en daardie verandering lei tot beter, veiliger uitkomste vir pasiënte. Dis die hele stelsel wat perfek werk. Hierdie suksesstorie is fantasties, reg? Maar dit maak 'n groter en nogal meer komplekse debat oop. Is die blote besit van die data genoeg en wat presies moet ons daarmee doen? Hierdie aanhaling tref die spyker reg op die kop. Data alleen is nie 'n towerstafie nie. As jy net vir 'n hospitaal 'n verslag gee en wegstap, gaan daar dalk niks verander nie. Dit moet deel wees van 'n georganiseerde, doelgerigte proses vir kwaliteitsverbetering om werklik 'n impak te maak. Dit lei ons na 'n groot vraag. Moet hierdie data, hierdie rapportkaarte, openbaar gemaak word? Aan die een kant is die argument dat pasiënte die reg het om te weet wie die beste uitkomste het. Sommige studies het gewys dat openbare verslagdoening mortaliteit kan verlaag. Maar aan die ander kant is daar 'n groot bekommernis. Wat as chirurge ophou om die siekste, hoogste risikopasiënte te opereer uit vrees dat dit al statistieke sal benadeel? Dis 'n baie komplekse saak met sterk argumente aan albei kante. So, wat het die toekoms in vir hierdie kragtige instrumente? Wel, hulle hou nie op ontwikkel nie. Hulle word net slimmer en beter. 3 groot tendense staan tans uit. Eerstens, die kombinasie van datastelle. Stel jou voor, jy kan die ryk kliniese detail van 'n register koppel aan nasionale databases wat wys hoe pasiënte 10 of 20 jaar later vaar. Dis kragtig. Tweedens, om die pasiënt se eie stem in te bring, om te meet wat regtig saak maak vir hul lewenskwaliteit, nie net wat op 'n grafiek goed lyk nie. En laastens, die voortdurende koste-uitdaging. Hierdie stelsels is ongelooflik, maar dit kos geld om hulle te onderhou. En hier is 'n briljante en nogal ontnigterende voorbeeld van hoekom daardie datakoppeling so belangrik is. Deur registerdata met langtermynversekeringsdata te koppel, het navorsers iets ontdek wat heeltemal onsigbaar was. Vroue het 'n aansienlik swakker oorlewingssyfer as mans na 'n groot aorta-operasie, selfs tot 10 jaar later. Dis 'n kritiese, lewensbelangrike insig wat ons nooit sou gehad het as die datastelle nie gekombineer is nie. So ek wil julle met hierdie gedagte laat. Registers verander die anonieme data van miljoene individuele pasiënte in kollektiewe wysheid. Hulle maak van elke pasiënt se unieke reis 'n les wat help om die volgende pasiënt se lewe te red. Dit beteken jou eie gesondheidsreis, jou data, kan deel word van die storie wat die toekoms van medisyne skryf. Dankie dat julle vandag saam met ons dieper gedelf het.